dag saam te kan wees, gesond te kan wees, in die huis van die Here te kan wees. Jy verstaan, dis net genade. Ek het nou al 'n hele paar begrafnisse gehad, net in Januarie. Ons is nog nie eens in Februarie. Sê gou vir jou langs aan jou, ek is so bly, jy's nog hier, kom, seën iemand. Kom ons begin met 'n oulike grappie. Mense stuur vir my grappies aan, julle moet vir my baie grappies aanstuur, om elke week 'n goeie grappie te hê, moet ek baie hê. En as jy hom dalk gehoor het, dan is jy geseën, want dan hoor jy hom ons nou weer. Ek het gedink, hierdie is baie oulik, veral op die 10de dag van ons vas. So die baas vra vir Jonas, Jonas, hoe kry jy dit reg om vir 30 jaar lank elke oggend vir my koffie te drink sonder om te mors? En Jonas antwoord, hy sê, voor ek kom klim daar by die trap, ek vat 'n groot sluk. En soos ek kom bo by die trap, ek sit hom terug. Jonas se begrafnis is blykbaar hierdie week. Wat dink jy, deel 3? Mag die Here my help om hierdie woord te bedien, ek voel so 'n bietjie dun. En wat 'n voorreg om saam te kon vas en bid. Dankie vir almal wat waarlik deelgeneem het. Jy sal die vrug sien in jou lewe, jy sal sien hoe die Here jou beloon. Hy is die beloner van hulle wat hom soek. Romeine 12:2 asseblief, kom ons kyk op die bord. Kan ek vra dat jy net vir so 25 minute jou aandag hier gee, dat niks jou aandag aftrek nie. Kom ons lees hom hardop gereed, lees, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat dink jy? Ons kry soveel terugvoer van reg oor die land, waar mense sê, wow, die woord verander my, die woord seën my, die woord help my. Familie, ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n positiewe lewe wil hê, gaan jy positiewe denke moet begin ontwikkel. Niemand gaan dit namens jou kan doen nie, dit gaan oefening vat. Dit beteken jy gaan onder die woord moet sit, soos wat jy vandag weer doen. Maar ongelukkig is daar baie wat dit nie doen nie. OK, jy gaan gereeld die woord in jou denke moet sit, en vandag wil ek spesifiek vir jou wys hoe jy die woord in jou denke moet plaas, en hoe jy dit moet bedink elke dag. So, kom ek som net vinnig weer op, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, met ander woorde, moenie soos die wêreld word nie, moenie soos die wêreld dink nie, moenie soos die wêreld praat nie, hierdie reeks spesifiek oor dink. Ek het laasweek vir jou gewys, dat die wetenskap beweer, hoe waar dit is, weet ek nie, hoe hulle dit doen, weet ek nie, maar hulle beweer, ons dink 'n minimum van 6000 gedagtes 'n dag. Party, ek dink is die vrouens, party bedink tot 60.000. Party bronne sê tot 60.000. Nou, wees net eerlik, jy hoef nie vir ons te sê nie, maar wat dink jy? En mense dink uiteenlopende goed, ongelukkig bedink party mense baie negatiewe goed, party mense is besig met sondige gedagtes, party mense dink allerlei goede. En die Bybel sê, soos wat jy dink, so is jy. En dis God se woord, dis nie 'n opinie nie. En vandag se lering gaan jou transformeer, dit gaan jou lewe verander. Ek wil jou aandag vestig vandag op Josua 1, vers 8. Hy moes nou oorneem hier by 'n magtige profeet Moses. En is nooit maklik om in iemand se skoene te stap wat baie geseënd en suksesvol was nie. En dis die storie van Josua. Maar tog het Josua die beloofde land in besit geneem. En hoor wat sê die Here vir Josua nadat Moses dood is. Hy bemoedig hom. Hy praat met hom, want Josua is toe nou ook besig om te vas en te bid.
Luister na my, as jy 'n woord wil hê, as jy die Here se aandag wil hê, moet jy hom soek en vas en bid. Ons kan hom nie manipuleer nie. Ek het dit baie duidelik gesê op 'n uitsending. Ons probeer nie die Here se arm draai nie. Wat gebeur is ons verander. En ons kom nader aan hom. En hoe nader ons aan hom kom, kyk gou hier, hoe makliker hoor ons sy stem. Kom aan, hoe meer sensitief raak ons vir die Heilige Gees. Hoe meer ons vas en bid, kyk gou hier, hoe meer verander ons, hoe meer liefdevol raak ons. Sê vrou langs jy kan kort met nog meer liefde, kom, meer liefde. Jy kry party ouens, hulle sê graag vir jou, ek is lief vir jou, maar hulle dade is die teenoorgestelde. Dis nie liefde nie. God sien alles, God slaap nie. Een van sy name is El Roi, die God wat sien. Dis hoekom dit wonderlik is as jy met die Here kan wandel, en as niks waarvoor jy hoef te wonder of weg te steek nie, jou lewe is oop en bloot vir hom. So nou bemoedig die Here vir Josua. Hy lê voor die aangesig van die Here. Ek kan dit net sien, want as pastoor lê ek gereeld. Jy sien hierdie mat. As jy in my kantoor kom, daar's 'n mat. Oral, ek lê voor die Here en wag op hom. En hier praat die Here met hom, hoor hier, en hy sê hierdie wetboek, kyk gou daar. Josua 1:8, gooi vir ons die skrif op, almal lees saam, gereed lees. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Nou stop net daar. Dis 'n hele reeks weer vir 'n ander dag om die woord te praat. Hierdie reeks is wat jy dink, lees, maar bepeins dit dag en wanneer? So wat dink jy? Kom ons sê jy dink 6000 gedagtes 'n dag, wat dink jy? Meeste van my gedagtes is gebed en die woord. Ek het vir jou gewys, ons spandeer soveel tyd in ons gedagtes ook wat ons bid. En dan sal ek 'n woord vat en dan sal ek daai woord bepeins, net soos wat hy hier sê. So kom ons lees, bepeins dit dag en nag. Hoekom? Sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Meeste mense doen dit nie. Kom ons wees nou eerlik. Ek wil almal aanmoedig. Ek wil jou inspireer om lus te raak vir die woord. So wat dink jy? Jy moet uiteindelik kan antwoord, ek dink die woord. Ek wil nog 'n skrif vir jou lees, voor ek vir jou 'n paar punte gaan deurgee wat die Here op my hart gelê het. 2 Korintiërs 10:5. Die Here so met my gedeel. Kom ons lees hom hardop, gereed lees. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, kyk, en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Waar is die grootste oorlogsveld in jou lewe? Hierbo. Vat so 'n bietjie hierbo. The battle of the mind. Wanneer die vyand jou aanval, ek het dit al oor en oor verduidelik, dan val hy jou aan in jou gedagtes. OK, hy verskyn nie in 'n swart gewaad en waaah! Hy maak nie so nie. Inteendeel, die Bybel sê, hy kom soos 'n engel van die lig. Demone val jou aan in jou denke. OK. En meeste van die tyd, wanneer daar vuil gedagtes is vir 'n kind van die Here, is dit van buite af wat kom, en dan moet jy daarmee deel. Maar, dan is daar ook party ouens, terug na Romeine 12, kyk nou hierdie skrifte wat ek vir jou gee. Die engel sê, do not conform to this pattern, to the pattern of this world. Met ander woorde, daar's 'n patroon in jou denke. As jy sekere sondige goede gaan begin dink, voor jy kyk, luister gou, is jy verslaaf in jou denke. Dis 'n patroon, in die Engels sê ons, it becomes a stronghold. Hierdie gaan baie mense help. Daar's verskeie goede, verskeie sondes, verskeie verslawings. As jy kry, dan dink jy daar. It's a stronghold. Die enigste manier hoe jy daai stronghold gaan breek, is nie om te skree op dit nie, is met die woord. Josua, as jy wil suksesvol wees, jy moet nou vir Moses opvolg.
Die enigste manier vir jou is om die Bybel, let nou op, die Jood het net die Ou Testament. So hy praat van die wet. Jy gaan die wet moet vat en dit moet in jou mond bly, jy gaan dit moet praat. Alright, maar dis nou nie die reeks nie. Dan gaan hy aan, jy gaan dit moet bepeins. Wat beteken dit? Bedink. Wanneer? Dag en nag. Daar is die antwoord vir die kerk. Want party ouens sê, pastoor, is dit nie bietjie erg nie, is dit nie too much nie. As jy suksesvol wil wees as 'n Christen, as jy wil uitstyg in jou bediening, in jou besigheid, kom aan, as 'n kind van die Here, die woord is die antwoord. Kom aan, die woord was jou denke. Die woord maak jou skoon, kan jy amen sê. So, ek gaan deur hierdie 3 skrifte. As jy wil verander, liewe Christen, is daar een manier, dis in jou kop. Luister, die Heilige Gees verander jou hart. Maar hier is vir jou groot openbaring, jou hart is, wat is die Afrikaans, geconnect met jou kop. Jou hart is geconnect, daar is 'n link tussen die hart en die denke. Okay, so die Bybel praat van die hart en hy praat van die denke. Is jy met my? Wat jy insit, gaan uitkom. Jou kop werk soos 'n rekenaar. Party is al bietjie ouer, so dit vat langer, maar wat jy insit, gaan uitkom. Want sê gou vir jou langs jou, pas op wat jy daar insit. Pas op wat jy daar. Sê saam met my, sê my denke behoort aan die Heilige Gees. Ek beleef die salwing van die Heilige Gees. Hoe gaan jy verander? Deur vernuwe te word in jou denke. Joshua, die enigste manier vir jou, jongman, om hierdie pad te kan stap. Dis mooi, pastore, luister. Die enigste manier om te volhard, ten spyte van moeilikheid, ten spyte van aanslag, ten spyte van kritiek, is jy gaan die woord in jou mond en in jou denke moet kry. Wat moet jy doen? Jy moet dit dink. Jy moet dit bepeins. Ek spandeer baie tyd, jy kan vir enige prediker en leraar vra wat werklik preek en baie preek. Ons spandeer baie tyd in bepeinsing. Met ander woorde, Here gee my woord, dan mediteer ek. En dan begin die Heilige Gees vir my openbaringskennis gee en gesigte en wonderlike dinge en hy maak die woord oop. Ek bepeins die woord. So ek gee altyd raad vir mense ook in berading, sê voor jy gaan slaap, sit 'n skrif in jou kop, in jou denke. Moenie 'n horror movie in jou kop sit voor jy gaan slaap en dan bel jy my môre en sê die duiwel het my weer aangeval. Verstaan, dis wat mense doen. Pastoor, ek wil hierdie droom met jou deel. En dis nie net 'n pizza droom nie, jy het daai rubbish ingesit. God praat deur drome, maar jy sal weet wanneer die Here praat. So bepeins hierdie woord dag en nag. Ek lees weer sodat jy nou gesed kan handel volgens alles. Ek sien deesdae mense besluit sommer wat is belangrik en wat is nie belangrik. Hy sê en dan sal jy voorspoedig wees. Daar's vertalings wat sê jy sal suksesvol wees in alles wat jy doen. En dan kom die apostel in die Nuwe Testament, kyk net weer daar 2 Korintiërs 10. En hy sê ons moet gedagtes gevange neem. So, jy moet daai patroon breek, daai negatiewe patroon, kyk gou hier. As jy lelike goede ingesit het en jy's nou verslaaf, ek kan vir jou bid, want mense kom aan mekaar vir bevryding. Maar weet jy wat is die geheim? Is die woord, is die medisyne van God. My vrou kan my uitdra, hoeveel mense bedien ek. Maar, dan ontvang hulle hierdie kosbare profesie, hulle is onder hierdie salwing, en dan gaan hulle terug na daai gewoonte toe. Dis hoekom jy dag en nag onder die woord moet wees. Kyk vir my, dis jou enigste behoud, liewe kind van die Here. As jy nie onder die woord gaan sit nie, luister na my, sal die wêreld jou insluk. Want die vlees wil sondig, ek gee nie om wie jy dink jy is nie. Verskillende goed. Maar die vlees gaan nie oorhand kry, as jy nie die woord in jou denke sit.
So hy sê ons moet ons gedagtes, ons moet dit gevange neem en in besonder die gedagtes wat negatief is. En ek wil gou voor ek vir jou 'n paar openbarings gee wat Here op my hart gelê het, net vir jou 'n paar voorbeelde gee. Skryf dit neer, daar's goed soos vrees. Kyk gou daar. Gedagtes van vrees. Jy kan net saam met my daardeur gaan gou. Angs, kyk daar. Ek het net 'n paar neergeskryf. Aanstoot. Toets jouself, wat dink jy? Jaloesie. En dan kry ons baie keer mense wat sê, ja, ekskuus, ek vat net 'n voorbeeld, maar ons van 'n Merwes is maar so. Ek hoop nie is nou van 'n Merwe nie. Is net 'n voorbeeld. Maar weet jy wat, hoekom sê hulle dit? Want daai ding loop deur die lyn. My ma's so, my ouma's net so. My ma's bitter, my ouma's bitter. Kyk gou hier. My ma's kinder, my ouma's kinder, daai families kinder. Dit loop daar. Waar het alles begin gebeur? En jy moet verstaan, nou sien jou kinders wat jy doen, en hulle hoor hoe jy praat. Verstaan jy? En daar word 'n pattern, 'n patroon gevorm, net so in jou gedagtes. So, kyk daar, bitterheid, wraak, onvergifnis, bekommernis, ek het maar net gesê sonde, want ons kan nou uitbrei, as jy dink aan pornografie. As ek vandag vir die kerk moet sê, almal wat nou na my kyk oral, hoeveel mense sit by my wat gebind is deur pornografie, sê jy dit nie glo nie. Sê pastoor, help my, en dan help ek hulle, ek bid vir hulle, maar hier is die groot sleutel, jou gedagtes het vuil geword, want jy het dit toegelaat, nou is daar 'n patroon van pornografie, net om dit as 'n woord te gebruik. Kyk gou hier, al wat jy wil en aan dink, want dis die vlees, is daai ding. Nou lê jou huwelik daaronder, want nou dink jy nie meer aan jou vrou nie. En dit raak nou heerlik hier binne. Jy dink nie meer aan jou man nie. Op die einde van die dag is dit 'n gees. As party mense wat dink is net 'n mansprobleem. Nee, in die laaste paar jaar meer vrouens by my gesit met pornografie probleme. Hoekom sê ek die goed vir jou? Net dat jy kan hoor, hoe bedien ons mense? En dit beteken, die gedagtes is nie gevul met die woord nie. So hoe gaan jy hierdie sonde uitkry? Ons kan vir jou bid, en ons kan die duiwel uitdryf as daar een is, en baie keer is dit net 'n gewoontevorming. Dis 'n patroon, luister mooi. Kom ons praat gou oor vrees. Jy kry hierdie gedagtes van vrees. Baie mense wat sê, pastoor, bid vir my, ek sukkel so. Ek het angs, mense wat nie kan slaap nie, ek slaan uit in koue sweet. Luister na my. Jy gaan die patroon in jou denke moet verander. Ek bring vir jou 'n goddelike woord. Al manier vir jou, Josua, om sukses te kry. Kyk gou hier. Word in spirit vir jou om oorwinning te kry oor die vrees, vervang nou daai gedagte. Alright. Skryf neer, hier's 'n paar punte. Jy dink die woord, dis wat hy vir Josua gesê het. Nommer 2, jy vra jouself af, is die gedagte wat ek nou dink in lyn met die woord? Ja of nee? As dit nee is, vervang hom. Maak nie saak wat dit is nie. Kyk gou hier. Dis nie almal wat sukkel met welis nie. Dis een voorbeeld. Dis nie almal wat sukkel met gierigheid nie. Dis net 'n voorbeeld. Dis nie almal wat sukkel met jaloesie nie, maar dis alles slegte gedagtes. En as jy nie met dit gaan deel nie, dan vorm dit 'n patroon. En nou sê die Bybel, soos jy dink, so is jy. So, dis nie lankie, dan praat jy die goed, dan sê mense maar, hierdie ou is negatief, het dit alles hier begin. So jy moet die woord bedink. Skryf daai neer. Jy moet die woord dink, wanneer? Dag en nag. Dis die resep vir sukses. En dit gaan tyd vat, want ek wil vir julle sê, ons is in 'n tyd, dank die Here vir tegnologie, maar party ouens is so besig met ander goede, heeldag besig op hulle fone, heeldag besig
om iets te doen, hulle sit nie genoeg woord in hulle nie. En as die vyand jou daar kan kry, dat jy nie meer tyd met die woord spandeer nie, luister mooi na Pastoor Henry, dan word jy 'n swak Christen. Dis die ou wat aanstoot neem, dis die ou wat jaloers is, dis die ou wat lelik praat, dis die ou wat swak is, daar kom 'n versoekingkie en hy kan hom nie weerstaan nie, want hy het nie woord in hom nie. Skryf neer, vervang elke negatiewe gedagte met die woord. So as daar weer vrees of angs kom, wat doen jy? Somme in die nag, in jou kop, in jou denke, kyk gou hier, dan sê jy, maar die Bybel sê, God het my nie gegee 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, kom aan, liefde en selfbeheersing. As daai gedagtes van angs kom en jy wonder, hoe gaan jy dit maak? Dan sê ek, weerstaan hierdie gedagte. Here, u woord sê, wees besorgd oor niks nie. Kom aan, maar in gebed en in danksegging, maak julle behoeftes bekend by die Here. Be anxious for nothing. En dis nie opinie nie, dis God se woord. Baie interessant. Toe die Here Jesus aangeval was deur die Satan self. Baie keer beleef manne van God dit, jy het met soveel aanvalle te doen, jy moet so bid en onder die bloed van Jesus bly, maar weet jy wat, hy het nie eenmal eers sy stem verhef nie. As party ons hulle skree altyd, asof die duiwel bang gaan wees vir jou skree. Jy gaan hom glad nie intimideer nie, hy's gees. Jy gaan net al hoe heeser word. Jesus kry party ouens, hulle so oopketel as hy preek, hy skree van die begin tot die einde. Haal net asem. Verstaan, dis nie die skree nie, dis die salwing. Salwing is nie 'n geraas nie. Wanneer ons wel baie keer opgewonde raak, dis alles reg, ons almal doen. Salwing is krag. Weet jy wat doen die Here Jesus? Hy sê net, daar staan geskrywe. Hy wil die woord sê, en hy het dit 3 maal gedoen, daar staan geskrywe, die woord sê, en die Bybel sê, die Satan het hom verlaat. Hoe gaan jy oorwinning kry in jou denke? Is 'n wonderlike reeks, wat julle my moet help share, die kerk van die Here moet hierdie woord hoor, en veral in die begin van die jaar, het die Here vir my gesê, ek wil my mense se gedagtes vernuwe, sodat hulle positief kan wees ook oor die nuwe jaar. Ek het vir jou gewys, gaan kry al die ander dele, wat jy saai, maai jy. Ek het vir jou laasweek gesê, jy mag nie iets dink van ander, wat God nie van hulle dink nie. As jy lelike goed dink van ander mense, is dit saad wat jy saai, jy gaan dit maai. Dis dieselfde met woorde, die verskil is net, mense hoor nie jou gedagtes nie, nou dink jy niemand weet nie. Maar in die geestelike realm, in die hemel, is dit kliphard. Ek gaan nie deur net dat die kerk kan leer, jy dink die woord, jy vra jouself af, is die in lyn met die woord? Jy vervang elke negatiewe gedagte met die woord, kom aan. Skryf hierdie neer, vervang elke leuen met die waarheid. God se woord is die waarheid. En ek wil vir jou sê, elke keer wanneer die vyand jou aanval in jou denke, raai wat, dis 'n leuen. Henry, dit was 'n great punt gewees. Elke keer wanneer 'n demoon jou aanval en vir jou iets sê soos, jy gaan dit nie maak nie, is mos 'n leuen. Nou vervang jy die leuen met die waarheid. Wat is die waarheid? Die woord sê, ek is in staat, kom aan, tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Sien jy hoe werk dit? Maar as jy nie moeite gaan doen met die woord nie, gaan jy die woord nie ken nie. Jy sit nie die woord in jou nie, so jy's negatief van die môre tot die aand. Jy kry ouens, jy praat met hom, hoe gaan dit? Dis skaars oggend, hy's klaar negatief. Hy beïnvloed almal negatief. En so ou skinder oor ander ook. Praat lelik oor die land, praat lelik oor almal, praat lelik oor alles. En die Here sê, maar kan nie so ou gebruik nie, want sy denke is vuil. Wil jy jou lewe positief kry? Kry jou denke positief. Wil jy jou lewe voorspoedig kry? Kry jou denke in lyn met die woord van die Here.
Elke keer wanneer jy gedagte kry, onthou nou, luister nou, hoor die woord van die Here, wat die Here aan my openbaar. Toets dit eers. Is hierdie gedagte nou goed of mooi? So as jy bid, is dit goed. As jy die woord bedink, is dit goed. As jy oor jou vrou of man of kinders dink, of oor jou besigheid mooi goed dink, is mos alles reg en goed. Maar as daar 'n gedagte kom, toets hom, is hierdie in lyn met die woord? Is dit iets wat die Here dink, ja of nee? Ek het vir jou gewys vroeër, wat dink God? Hy dink 'n hoopvolle toekoms. Hy dink vrede. Kom aan, dis so mooi. Hy dink goeie dinge. En as daar ander gedagtes is wat nie van die Here is nie, dan sê ek, woe, my kop en my denke is nie 'n asblik nie. So jy vervang al die slegte gedagtes met die woord. Jy gaan die patroon van sonde moet breek. Jy gaan dit moet doen. En daarom gaan jy baie meer woord moet insit. Kom ek gee jou nog 'n voorbeeld. Baie mense sukkel met gedagtes van siekte, want miskien gaan hulle deur siekte. So as jy dink, dan dink jy, jy dink kanker en jy dink die dood. En kom ek gee jou 'n praktiese voorbeeld. Want dis ook nou hoe die vyand jou aanval. En hy sê vir jou, jy gaan siek word. Wat doen jy? Jy vervang daai gedagte en jy sê, nee, dankie, ek vat dit nie. Die woord van die Here sê, ek is genees deur die wonde van Jesus Christus. Is dit nie mooi nie? This is life changing. Jy dink aan die dood. Hoeveel mense bedien ek wat sê, ek kry gedagtes oor die dood. Baie keer is dit 'n gees van die dood. Dis nie elke keer nie, maar baie keer is dit. So dan moet daai ding gebind word, uitgedryf word. Die tragiese deel is, daar's soveel kerke en geestelike leiers wat nie eens meer glo aan hierdie goed. Ek weet nie hoe jy jou mense kan help as jy nie glo aan die woord van die Here nie. So as daar gedagtes van dood kom, wat doen jy? Dan vervang jy dit met die woord en sê, die woord sê, ek gaan lewe en nie sterwe nie. Kom aan, halleluja. Die woord sê, Jesus sê, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Jy sê, vyand, die woord sê, Jesus het gekom sodat ek kan lewe en in oorvloed lewe. En onmiddellik praat ek God se wil. Dis nie 'n opinie nie. En wat sê die Bybel? Bly net by die Bybel. En Satan het Jesus verlaat. En kan ek vir jou iets kragtigs leer? Luister en leer by jou pastoor. Hierdie wonderlike teaching gaan jy moet doen totdat die Here Jesus jou kom haal. Maak nie saak hoe wonderlik jy dink jy is nie. Almal word ouer. Die vyand val jou aan en sê, jy's nie goed genoeg nie. Kyk gou-gou. Jy het nou hierdie hele wonderlike openbaring gekry. Ek het vir jou gesê, kyk of dit in lyn is met die woord. Is dit in lyn met die woord? Minderwaardigheid? Nee, dis glad nie in lyn met die woord nie. Dis satanies. Dis die duiwel wat vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie. Het julle agtergekom, die Here het 'n verskeidenheid van kinders? Het jy agtergekom, ons is almal verskillend? Ons is almal verskillende shapes and sizes. Verskillende persoonlikhede. Meer as 8 biljoen mense op hierdie planeet het nie een dieselfde vingerafdruk, duimafdruk. Maar tog word, dis asof hulle van kleins af by skole, asof die wêreldstelsel mense wil forceer om soos ander te wees. Daai celebrity, sien, daai of dit. Nee, ons sê, ons volg Jesus na. Kom aan, ons volg die woord na. Enigiets wat nie die woord is nie, nee dankie. So wat doen jy as minderwaardigheid jou beetpak? Ons kry soveel wat depressief is en sê, ek is so minderwaardig. Wie het dit vir jou gesê? Dis 'n leuen. Jy moet die leuen, kom aan, vervang met die waarheid. Ek sien julle luister nou mooi. Julle raak sommer stil. Vervang elke leuen met die waarheid. So, ek het nou nie eens 'n skrif hier nie, help my. Sit jou eie skrif daarin. As jy minderwaardigheidsgedagtes kry, wat sê jy? Jy sê sommer, ek is so vol van die woord, jy sê sommer, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus. As God vir my is, wie kan teen my wees?
As jy nie woord in jou het nie, gaan jy nie die woord kan praat nie. As jy te besig is, liewe vriend, vir die kerk, luister nou, ek maak 'n radikale stelling, vir die woord en vir gebed, het jy 'n probleem. Want die duiwel gaan vir jou sê, ek het jou net waar ek jou wil hê. Want jou aanvalle gaan kom, so seker as jou pastoor hier staan as 'n man van God. Jou versoekinge gaan kom, in jou huwelik, in jou familie. Daar waar jy dink niemand jou sien nie. En as jy die woord dan in jou het, dan kan jy daai gedagtes vervang. Ek maak dit prakties vir jou. Dan kan jy met daai gedagtes deel en sê, nee dankie, hierdie is nie van die Here nie, dis nie vir my nie. Nee, die Here het vir Josua gesê, ek moet die woord bepeins dag en nag. Die Here het gesê, ek het gedagtes oor jou wat ek koester, wat pragtig is, kom aan, wat mooi is, 'n hoopvolle toekoms, vredevol, kom aan, vir ons families, kom aan, Word and Spirit, vir Suid-Afrika, ten spyte van al die lelike dinge, beplan die Here steeds goeie dinge vir ons. As 'n gedagte kom, toets hom. Is dit in lyn met God se woord? Ja of nee? As jy weer 'n gedagte van wraak kry oor iemand, omdat jy nou kwaad is vir iemand. Ja, ons deel dan met hierdie goed. Die Here help ons. Aanstoot. Sies man. Nee, pastoor, ek het seer gekry. Waarvoor? Wie het jou seer gemaak? Het jy nog nooit seer gemaak nie? Kom oor jouself. Hallo, laat die eie ek sterf. Ons kry sulke ouens, jy sien hulle vir weke nie in die kerk nie, hulle is nou seer gemaak. Iets het gebeur. Weet jy wie het hulle seer gemaak? Wêreldwyd, praat met enige pastoor. Mense neem aanstoot, iets is gebeur in die familie of by die werk of net iets. Jy hou nie van iets nie. Pastoor sê iets wat 100% is, maar jy voel skuldig, nou neem jy aanstoot. In plaas dat jy sê, prys die Here, God praat met my. En daai gedagte gaan 'n patroon vorm en dit gaan jou lewe negatief maak. Kyk gou hier, aanstoot gaan jou verbitterd maak. Kyk gou hier, nie lankie dan word jy siek. En dan moet die pastoor bid vir jou omdat jy siek is. Ek verduidelik vir jou hoe werk dit. Ons almal gaan deur dinge. Ons almal kry seer. Ons almal het met goed te doen wat nie altyd lekker is nie. Maar ons kan kies om te sê, ons vergewe. So as daar gedagtes van wraak kom, is dit van die Here? Ja of nee? Nee, want ons kry sulke ouens, hy wil iemand anders laat seer kry. Hy wil dat iemand anders doodmaak. Glo my nou, Christene. Want hy het hierdie woede in hom. So ek noem vir jou al die name, is geeste. Woede. Waar val hy jou aan? Hierso. Jy kry gedagtes van woede. Jy weet wie jy is. Dit manifesteer elke nou en dan. En jy kom agter, jou pad word nie voorspoedig nie. Jy styg nie uit nie. Jou finansies, jou bediening, jou besigheid, kom aan, jou lewe. Josua, as jy wil suksesvol wees, gaan jy my woord in jou kop moet kry. Met ander woorde, moenie toelaat dat die duiwel in jou kop kom nie. Jy het dit? Jy het dit? Moenie toelaat dat daai vyhandige persoon in jou kop kom. In ander woorde, nou spandeer jy tyd om te dink oor die ou wat jou seer gemaak het en jy wil wraak neem. En dis nou waarmee jy besig is en nou bid jy nie. En die duiwel sê ek het jou net waar ek jou wil hê. So as daar onvergifnis kom, wat moet jy doen? Vervang dit met die woord. Wat sê die woord? Vergewe. Kyk gou hierso. Gedagtes van vergifnis. As daar gedagtes van wraak kom, dan weet jy mos is demonies. Hey, ek weerstaan hierdie ding. Die Bybel sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sjoe, vriende, ek moet afsluit. Ek kan die hele dag preek. Geniet julle die woord van die Here. Kom aan, klap vir Jesus. Kom, gee hom al die eer. Kom al die lof, al die dank. As jy hierdie woord kan begin toepas, gaan jou huwelik verander, jou familie gaan verander, alles gaan verander. Jy kan nie keer hoe party mense optree nie, party ouens is vleeslik, glo my nou.
vleeslik. En jy gaan dit sien wanneer dit gaan manifesteer in hoe hulle optree. Die Bybel sê 'n boom word geken aan sy vrugte. So iemand wat aanstoot nie is vleeslik. Okay, iemand wat lelike goeie sê, maar jy dink nou hierdie ou behoort van beter te weet, hy sit lankal onder die woord. Dit is omdat die vlees die gees oorheers. Dis hoekom ons vas en bid, sodat die gees die vlees kan oorheers. Is goeie goed hierdie. Het jy dit, kan ons vinnig deur daai punte gaan gou, ek sluit af. Dink die woord. Vra jouself af, is die in lyn met die woord, ja of nee? Moenie eers o of aan nie, dis 'n ja of 'n nee. As dit nie Bybels is nie, as dit nie van die Here is nie, kry dit uit jou kop uit, want dit gaan jou vernietig. En jy weet hoe werk die vyand, hy kom bietjies so in die begin. Sê, ag, moenie worry nie, niemand sien nie man. Ag, dobbel net so ietsie, jy kry so swaar. Luister na 'n pastoor wat duisende bedien en beraad. Dobbel net so ietsie, speel net lotto man, die Here sal verstaan, jy kry swaar. As jy weer kyk, nou speel jy meer. Dis nie lank nie, dan sit hulle by my, hulle is verslaaf aan dobbel. Waar het begin? Nee, daar. Alkoholiste, ek kan jou storie op storie vertel. Ag, is net 'n biertjie, pastoor. Niemand veroordeel jou nie. Maar dis waar dit begin het. En nou vandag, sal jy nie hoor, daar word nie baie van die goeders aangespreek in kerke nie. Want mense wil net hoor hoe wonderlik hulle is. En jy moet God dank, kom aan, vir die woord hier by Hoor in Spirit. Gee Jesus 'n lekker hande klap, kom aan, gee die Here al die eer, al die lof. Ons veroordeel niemand nie, ek probeer jou help. Ek sê, dis hoe die vyand jou aanval, hy begin met ietsie kleins. Want dis 'n leuen. Hy sê vir jou, moenie worry nie, die Here sal verstaan. Kan jy onthou daar aan die begin met Adam en Eva, het ook maar so gemaak. En wat doen hy? Die Bybel sê, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Okay, nou wil ouens stry oor dit en dat, en hulle stry oor tattoos, en hulle stry oor om wyn te drink, is dit reg of... Hoekom stry jy? Die feit dat jy stry daaroor, sê vir my, iets is nie reg hier nie. Want hy sê, weet jy dan nie, dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Hy sê, jy word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Ek soek nou iewers 'n landingsplek, Here, help my. Ek voel soos 'n lewende Bybel, pastoor Attie. Ek is gestuur om die kerk toe te rus en te leer luister. Die feit dat jy daaroor wil stry, sê vir my, klaar jy is op 'n verkeerde pad. Want as jy die woord ontvang, dan sê jy, dankie, ek ontvang dit, dankie vir die hulp. Here, help my hiermee, help my om meer versigtig te wees met die ding waarmee ek sukkel. Is jy met my? Jy moet hierdie woord share met almal wat leef en nog beef. Lig jou hande, dan bid ek vir jou. Here, dankie vir u wonderlike woord, dankie vir hierdie pragtige diens. Dankie vir hierdie kragtige teaching. Ek bid dat daar groot vrug sal wees. Dat al ons mense oorwinning sal kry in hulle denke. Here, dat ons mense sterk sal word. En ons bid spesiaal vir mense wat sukkel met baie dinge. Dankie Heilige Gees dat u ons helper is. U is ons trooster. En help ons om u woord in ons denke te kry, sodat ons denke gewas kan word. En Here, dat ons dan vernuwende denke kan hê, sodat ons uiteindelik positief kan dink en positief kan lewe. Ons sê vir u dankie Here vir hierdie kragtige oggend. En ek wil sê, vyand, jy is verslaan deur die bloed van Jesus. Kom aan, hou jou hande op en sê, dankie Here, ek vat dit. Dankie Here, dankie Here. In Jesus naam. Sê saam met my, sê duiwel, ek weerstaan jou in Jesus naam. Kom, lig jou stem, sê duiwel, die woord sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Kom aan, klap nog 'n bietjie vir die Here, kom aan.